ons verwelkom ons aanlyn diens gehoor. Julle is so welkom. My titel vanoggend is 'n nuwe rigting en is uit Romeine 6. Nou soms is dit nogals braaf om uit Romeine uit te preek, veral ek weet nie of die teoloë in die huis is vanoggend is of ouens wat diep die Bybel studeer nie en ek gaan nie vra dat julle hande opsteek nie, maar Romeine is nogals 'n komplekse boek om oor te preek ook, want ons verstaan nie altyd wat aangaan nie en Paulus skryf hierdie brief. En so om uit dit te preek ek dink Romeine is 'n boek waaruit jy so diep kan delf, dat jy die hele jaar net uit Romeine uit kan preek, en jy kan elke Sondag 'n nuwe woord ontvang uit die troonkamer van die Here af. Dit is hoe ryk hierdie boek is, en om Romeine te verstaan, moet ons 'n bietjie gaan delf daar. So ons gaan 'n bietjie fokus op Romeine 6 vanoggend, vers 1 tot 14, en ek wil met jou so 'n bietjie deel, maar kom ek gee vir jou konteks oor wat hier gebeur en wat gebeur in die hoofstukke voor dit en dan na dit. Paulus skryf hierdie brief nie aan Rome nie. Hy skryf hierdie brief aan die kerk in Rome. So dit is belangrik om daardie konteks te verstaan. En in hierdie tyd toe hy die brief geskryf het, ek weet nie of dit 'n mooi Afrikaanse woord is nie, maar hy adresseer, is dit anglisisme, of in elk geval, it's bad grammar, but it's going to be good theology. Hy skryf hierdie brief vir hulle, want daar's twis in die kerk. En ons dink dis is nie normaal nie, ek bedoel, hier's twis in die kerk, want hier's twee groepe in die Romeinse kerk, wat koppe stamp. En die eerste groep in hierdie kant is die Joodse gelowiges in die kerk in Rome. En om konteks te gee, natuurlik die Jode het konteks van die wet. Hulle verstaan die wet baie goed. Die wet is in hulle harte, hulle verstaan dit goed. Hulle weet hoe om die wet te onderhou. Maar aan die ander kant, in die Romeinse kerk, in die kerk in Rome, nie die Romeinse, ons is nie hulle nie, in die kerk in Rome, is die heidene, die Gentiles. En hulle is weer, nee, julle verstaan nie, hierdie boodskap van Jesus is alles oor genade. En so nou het jy die wet aan die een kant, en hulle sê nee, ons moet die Here Jesus Christus volg volgens die wet. En dan het jy die heidene, die Gentiles, soos die Engels sal sê, en hulle sê nee, ons is nie meer onder die wet nie, ons is nou onder die genade. En so daar's 'n striweling tussen hierdie twee, en Paulus skryf Romeine. Hy skryf hierdie brief vir die kerk in Rome. En so paar goed raak hy aan. So wanneer jy Romeine 1, hoofstuk 1 gaan lees tot hoofstuk 5, het hy 'n tipe taal gebruik asof hy in die hof staan. And he's stating his case. Hy sê vir hulle, hierdie is wat die realiteit is, maar hy adresseer hulle in 'n tipe taal gebruik, sodat hulle dit sal kan verstaan. Want hulle is wetties georiënteerd. So die eerste 5 hoofstukke, kom hy en hy spreek hulle aan in hierdie taal gebruik, en hy raak aan die woord, of hy spreek justification aan. Justification. Romeine 1 tot 5 gaan baie sterk oor justification. Daai is 'n groot Engelse woord, help die boere uit hierso. Regverdigmaking. Hy spreek hulle aan en hy sê, julle is nou geregverdig. Julle is geregverdig. Die volgende paar hoofstukke gaan oor heiligmaking. Heiligmaking. Justification in Engels. Die tweede gedeelte is sanctification. Dit is 'n werk wat die Here kom doen. Beide woorde, beide gebeurtenisse, is 'n werk wat die Here kom doen, but it's connected. Dis aan mekaar vas. Die een is justification, en die ander een is sanctification, heiligmaking. En ek gaan nou die twee verduidelik vir jou, hopelik in die beste manier wat ek kan. So net om jou die konteks te gee. Dis vir wie Romeine geskryf is. So hier's 'n striweling, nee,
broer, jy is onder die wet. Nee, is genade. Genade. Gee ons net so 'n bietjie grace. En Paulus kom en hy skryf. En dan kom hy in hoofstuk 6. En hy verander so 'n bietjie die ratte en hy skakel oor van regverdigmaking tot heiligmaking. Kom ons lees saam. Vers 1 tot 14. Wat sal ons dan sê, vra hy? Hy sê sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word. Vers 2, baie belangrik, hy sê, nee, stellig nie. Ek weet nie of dit daar op die bord is nie. Nee, stellig nie, uitroepteken. Luister kerk, kan ons onsself net vir 'n oomblik inleef in die Bybel en wanneer jy die Bybel lees, want partykeer lees ons net en ons verstaan nie. Maar jy moet jouself so 'n bietjie inlees en animation inbring sodat jy jouself daar kan lees en kan verstaan. En konteks kan verstaan. Daar's 'n uitroepteken. Beteken dit hy sê, nee, stellig nie. Julle is okay. Eintlik is hy geafronteer deur wat hy vir hulle moet skryf. En hy sê, nee, stellig nie, en dan gaan hy nou by die Griekse woord kom wat hy gebruik. Hy wil dit uitbasyn vir hulle sê, luister, moenie meer sonde doen sodat jy meer genade kan beleef nie. Dis nie hoe dit werk nie. Hou op om so te dink. Nee, stellig nie. Hy sê, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Vers 9. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy uit die dode opgewek is, nie meer sterf nie. Die dood heers nie meer oor hom nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend vir God in Christus Jesus, ons Here. Laat die sonde dan nie heers oor julle sterflike liggaam om sy begeerlikhede te gehoorsaam nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie. Maar stel julle self tot beskikking van God, as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. Vers 14. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Kan julle sien hoe verander hy ratte? Nie meer onder die wet nie, maar onder genade. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie woord. Dit is my gebed vanoggend, Here. Dat vir elke persoon hier, mag U hierdie woord kom oopbreek. Mag dit elke persoon persoonlik kom bedien. En Here, mag U Gees die naprediker hiervan wees. Ons bid dit in Jesus naam. En almal sê amen. Ek wil iets vra. Kom by genade. Het jy al ooit gesondig? Jy weet as jy sonde pleeg of sonde doen, en ons almal doen dit, moenie dink jy's nou die enigste hier wat nie in sonde leef nie. Maar intentioneel. As jy nou intentioneel gesondig het, dan jy weet daai disconnect wat jy beleef. Jy voel eintlik ver van die Here af. Hy is nie ver nie, hy is nog steeds met jou. Daar's net 'n diskonneksie wat plaasvind. Maar jy al ooit gesondig en dan het jy gebid daaroor en gesê, Here, vergewe my asseblief.
Vergewe my asseblief. Ek bedoel, daar's regtig 'n berou in jou hart en jy sê regtig jammer. En dan beleef jy 'n verligting. Het jy al ooit so beleef? So, Here, ek voel nou verlig. En dan het jy verder gegaan, want dit is net menslik, en verder gedink, maar as genade alles bedek, ek bedoel, jy sê dit nie hardop nie, maar kan jy nie maar meer sonde nie. Maar hier is die probleem met sonde, of jy dit nou daarvan hou of nie, sonde, kerk, is lekker. Wat sê jy, pastoor? Dis soos 'n nies, ek het dit al verduidelik. Weet jy hoe lekker is 'n nies? Hy bou op van jou klein toentjie af, en hy kom hier, en hy bekruip jou, en jy weet hy's op pad, en as jy hom nie kan uitkry nie, as jy nogals teleurgesteld, dan soek jy net, dis my triek, ek soek 'n lig, want daai nies moet uit. Ek bedoel, 'n nies in jou hand, maar as jy nie 'n sakdoek het nie, dan sit jy met die gemors in jou hand. En dan is dit nie te great nie. Maar ek bedoel, dis 'n eerlike observasie, 'n eerlike vraag, wat ons nie altyd hardop vra nie, maar daardie vraag leef wel in ons harte. Dit is menslik. Want hier's 'n verganklike liggaam wat kryf na sonde. Jou vleesmens word gevoed deur sonde, jou geesmens word gevoed deur die dinge van die Here. En daar's altyd 'n streweling. En so daardie vraag leef baie keer in ons harte, ons sê dit net nie hardop nie. Hey, maar ons is in die kerk en ons kan eerlik genoeg met mekaar praat vanoggend. En Paulus, he anticipates this question, want hy weet wat in die mense se harte leef, want Paulus is mens, hy weet. Hy kom in Romeine, en hy sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word. Dis 'n vraag wat in ons harte leef. Dis 'n vraag wat in hulle harte leef. Met ander woorde, as genade meer word, wanneer die sonde meer word, hoekom sondig ons nie meer nie? En is eerlik, is baie menslik om so te dink. En Paulus kom, soos wat ek in vers 2 gesê het, en hy sê, nee, stellig nie. So hy antisipeer dit wat gevra gaan word, en hy weet wat leef in ons harte, en hy kom, en hy is nie, ek dink hy is geïrriteerd met die mensdom, en hier in hierdie geval met die kerk in Rome nie, maar hy is bietjie gefrustreerd as jy kyk na die taalgebruik wat hy gebruik het, want die taalgebruik in die Grieks, daardie nee stellig nie, is 'n Griekse woord, en is die sterkste Griekse woord wat hy kon gebruik het, en ek hou nogals van hierdie Griekse woord, want dit gaan gepaard met die Afrikaans. Dit sê, my genoita, my genigtig. Het sê so lekker, ek bedoel, toe ek het moes verduidelik vir die kerk in Brisbane toe, ek bedoel, hulle kan nie eers regkry nie. Maar hier kom Paulus, en hy skryf, en hy gebruik die sterkste Griekse woord vir ons vanoggend. Hy sê, wanneer daardie vraag in ons harte leef, kom hy sê, my genoita, wat letterlik beteken, perish that thought. Don't think about it, kill it. Hy is so sterk op, hy sê, moenie daar gaan nie. Vernietig daardie gedagtes, moenie daar gaan nie. Mag dit nooit gebeur nie. Mag dit nooit gebeur nie. Want Paulus kom en hy skryf, en die transisie vind plaas, want hy adresseer eintlik die Joodse gelowiges, maar hier kom hy, en dit is die heidene wat hy adresseer oor hulle, is genade. Dit is net genade. Dis hoekom die wêreld is waar hy is, want dit is alles net genade. Liefde is mos liefde. Nee, dit is nie. It's grace and truth, church. And grace without truth is meaningless. Truth without grace is just mean. But grace and truth is meaningful. En hy kom, hy sê, genade is nie vir jou toestemming om te leef soos wat jy dink jy kan leef nie. Genade is nie wat dit is nie. Dis nie wat genade is nie. Genade is 'n lewe in opstanding. Wanneer jy leef met 'n opstandingskrag. Wanneer jy sê, maar luister, dat eintlik iets met my gebeur. En in hierdie hoofstuk wat ons nou net gelees het, is daar 3
momente wat met ons gebeur, en hy skryf dit aan vir ons. En ek wil daai 3 momente met jou deel. Maar voordat ek dit gaan deel, wil ek net die volgende vir jou verduidelik. Die verskil tussen regverdigmaking en heiligmaking. Because it's connected works of God, but it's not the same. Daar was eendag 'n persoon wat 'n pastoor gevra het, is God declaring me righteous, or is he making me righteous? Dit is 'n valid vraag, want wat gebeur? Because if he's declaring me righteous, beteken as hy my geregverdig verklaar, gebeur daar iets met my. If he's making me righteous, beteken hy maak my sterk genoeg, en dit is 'n proses wat hy my deurvat, om dan geregtig te lewe, en in geregtigheid te lewe. En so kom ek verduidelik net wat gebeur. Die oomblik wanneer jy jou hart vir die Here gee, skop hierdie 2 woorde, hierdie 2 aksies in werking in jou lewe. Regverdiging en heiligmaking. Sien die oomblik wanneer jy jou hart vir die Here gee, of wanneer jy jou geloof in Jesus plaas, wanneer jy hom verklaar as jou verlosser, verander jou posisie voor die Here. Sien, dit gebeur net 1 keer. So wat gebeur is, wanneer jy voor die regter eendag staan, en ons almal gaan hier voor die groot regter eendag staan, hy gaan een van 2 goed sê, skuldig of onskuldig. Maar die oomblik wanneer jy jou geloof in Jesus Christus plaas, het gebeur 1 keer, verander jou posisie voor die regter, voor die Here, van skuldig na onskuldig. Jou posisie verander na regverdig. So die uitspraak van die Here oor jou lewe gaan wees regverdig. Hoekom? Want Jesus het die skuld, jou skuld, op hom geneem. En hy het sy posisie vir jou gegee. Want sien, as ek dit vir jou moes uitspeel, sou jy dalk vuil klere voor die koning kom staan het, en dit verteenwoordig jou lewe, en ons almal sou so gelyk het voor die Here, met hierdie vuil kleed voor hom. En in die oomblik wanneer jy jou hart vir die Here gee, kom die koning van die konings Jesus, en hy neem sy kleed af, en hy vat jou kleed en hy plaas dit op hom, en hy sit sy kleed oor jou, en jou posisie voor die Here verander. Regverdig. Dit gebeur 1 keer. Maar dan kom die vraag, maar hoekom sukkel ek nog met sonde? En hier is waar die tweede werk van die Here kom gebeur. Want sien, regverdigmaking verander jou posisie. En dan kom die tweede praktyk, die tweede werk, dis heiligmaking. Dit verander jou leefstyl. Heiligmaking verander jou leefstyl. Regverdiging is 'n verklaring. Heiligmaking is 'n transformasieproses. So kom ek sê dit in Engels, en hopelik kan ek myself beter express. When you put your faith in Christ, you are justified. Now sanctification starts to take place. Jy gaan hemel toe, en niks kan jou uit die hemel uithaal nie. Maar nou gebeur heiligmaking. Ek begin anders te leef. Ek begin anders te dink. Ek begin anders te dink oor die wêreld, want ek begin tyd saam met die Here spandeer, en ek begin sien hoe hy dit doen, en ek begin soos hy te word. En ek sien hom, en ek word van gedaante tot gedaante verander. En ewe skielik leef ek anderste. Ek weet my posisie voor die Here het verander, en nou gaan ek anders te begin leef. Heiligmaking. Justification, sanctification. Connected works of God. En Romeine 6 gaan oor heiligmaking. Hier is die vraag. As God my reeds regverdig verklaar het, hoe moet ek nou leef? Hoe moet ek nou leef? En jy moet leef volgens hierdie 3 momente wat plaasgevind het in Romeine 6. Moment 1, jy het gesterf.
Hier is jou waarheid vanoggend. Romeine kom en hy adresseer dit en hy sê in Romeine 6 vers 2. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Let op wat Paulus sê. Hy sê nie, jy moet sterf nie. Hy sê nie, jy's besig om te sterf nie. Hy kom en hy sê vir ons, jy het gesterf. Eerste moment wat gebeur het in jou lewe, jy het gesterf. Verlede tyd, 'n voltooide aksie. Vers 3 sê, jy's gedoop in sy dood. Beteken dit die doop, beteken, en ons gaan iemand nou doop, hulle identifiseer, ek het gesterf saam met Christus. Ek leef nie meer nie, ek het gesterf, die ou mens leef nie meer nie. En dan sê dit, ek is verenig met Christus. Vers 4 sê, ons is dus saam met hom begrawe. So wanneer jy jou geloof in die Here plaas, verander jou posisie voor God. En dan, wanneer jy kies om gehoorsaam te wees, om hom te volg deur die doopwater, identifiseer jy met jou keuse wat jy gemaak het, om te sê, ek sterf my ou lewe af, dis simbolies vir 'n watergraf, as jy gewonder het waaroor die doop gaan. Ek sterf my ou lewe af, beteken ek identifiseer in die dood van Christus en my ou vuil lewe leef nie meer nie. Hierdie ou vuil rek, soos wat die Bybel beskryf, leef nie meer nie, want dis nie wie ek is nie, want my posisie voor die Here het verander, want God se genade het alles kom bedek en hy het my regverdig verklaar. Ek het identifiseer in sy dood. Ek is begrawe. Ek is nie verbeter nie, ek is begrawe. Die dood, en hier is wat belangrik is, want om weer eens konteks te verstaan, die dood verbreek alle kontrakte. So as jy 'n slaaf was in hierdie tyd, sou hulle dit kon verstaan het. Die heidene, as hulle 'n slaaf was, sou hulle dit kon verstaan het. As vir die Joodse mense hierso, wat onder die wet was, wat die wette baie goed geken het, en kontrakte baie goed geken het. Die taalgebruik wat hy hier gebruik, verklaar vir hulle, luister, daar's dood hier betrokke. Beteken nou, alle kontrakte wat jy gehad het, dit bestaan nie meer nie. En daardie kontrak wat jy met sonde gehad het, bestaan nie meer nie. Sonde het nie meer 'n hou vas oor jou nie, jy is vry. Jy's dood. Dis die eerste ding wat gebeur. Jy het gesterf. Beteken sonde is nie meer jou meester nie. Want jy het gesterf. En weet jy wat wil ek vanoggend vir jou sê, kerk? Dooie mense antwoord nie oproepe nie. Kan ek dit duideliker stel, mans? Dooie mense antwoord nie ander vrouens wat nie jou vrou is. Is dit te streng? Jy het gesterf vir daai goed. Dooie mense antwoord nie die oproep van sonde nie. Sonde kan klop, maar dit het nie meer 'n gesag oor jou lewe nie, want jy het gesterf. Vers 6. Ons oue mens is saam gekruisig. Luister kerk, genade het jou nie beter gemaak nie. Dit het die ou lewe gekruisig. Dit lewe nie. Hier is die gevaar. Ons dink baie keer, nou dat ek is dood. Ek hoef niks verder te doen nie. Maar dis net die eerste moment. Die tweede moment is jy is opgewek, jy het opgestaan. Romeine 6:4. Sodat, net soos Christus, uit die dood opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in 'n nuwe lewe kan wandel. Nie eendag nie, nou. Die Christenlewe, 'n gelowige se lewe, die Christenlewe is nie gedragsverandering nie. It's not behavior modification. It's living a resurrection life. Ek lewe in die opstanding van Christus. Hy het opgestaan, hy was dood en hy het opgestaan. Ek was dood, ek's dood vir die sonde, maar nou het ek opgestaan in 'n nuwe lewe in Christus. Ek lewe. Vers 5. Want as ons met hom saamgegroei het
Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons tog ook wees deur die aan sy opstanding. Daar's 'n Griekse woord en ek het hom nie op die bord vir jou daar nie, maar hy sê, want as ons saam gegroei het, Griekse woord is symphiotos, beteken om verweef te wees soos 'n wortel. So wat Paulus sê is, jy's nie net naby Christus nie, you are intertwined, you are intimate with him. Hy leef binnekant jou. Hy loop nie saam met jou langs jou nie, hy's in jou en dis hoe intiem hy saam met jou is. Dis soos wanneer hout en vuur een word. Dis hoe julle nou leef. Dis soos 'n koeksuster vir die boere om te verstaan. Dis wat hy sê vir ons. Hy sê nie is 'n koeksuster nie, moenie een van daai mense wees nie. Wat Paulus kom, hy sê, jy was dood. Sonde het nie meer hou vas nie, kontrak is gebreek. Maar nou leef jy. Jy leef nie alleen nie. Jy is een met Christus, saamgegroei, in sy opstanding, opgestaan, vers 11. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend vir God in Christus Jesus ons Here. Julle moet reken. Nog 'n Griekse woord, 'n ekstra een, ons sal nou 'n offergawe daarvoor opneem. Logisomai. Dis 'n rekenkundige term vir die CA's en die boekhouers in die gebou. Hy sê julle moet reken. Skryf dit in jou rekening. Jy is dood vir die sonde, jy is lewend vir God. Jy moet take it to the bank. It's dealt with. Is opgeskryf. En kyk, hier is die realiteit, jy voel dit dalk nie altyd nie. Hallo, kan ons eerlik weer met mekaar wees, ons voel dit nie altyd nie. Maar geloof is nie gebaseer op 'n gevoel nie. Is gebaseer op die waarheid. En dit is die waarheid. Jy veg nie om lewend te word nie. En ons is in 'n geveg. Maar jy veg nie om lewend te word nie. Omdat jy lewend is, daarom veg jy. Jy gaan altyd veg. Want as jou vlees teen jou gees. Daar gaan altyd 'n geveg wees. En godsdiens, hier is wat godsdiens doen, religion, as ek praat oor godsdiens, nee. Religion sê, word eers beter, dan sal die Here jou aanvaar. Kan ek vir jou 'n Hebreëse woord gee daarvoor? Rabish. Want dis nie die goeie nuus van Jesus Christus nie. Dis nie die goeie nuus is, ek het jou aanvaar, jy is aanvaar, leef nou anders. Maar weet jy hoe baie mense ken ek? Wat sê nie, ek moet eers my lewe uitsorteer voordat ek kan kerk toe kom. Ek moet eers dinge regmaak, hulle gaan my nie aanvaar nie. En Jesus sê, kom net soos wat jy is. Kom net soos wat jy is. Ja, maar Selwyn, jy verstaan nie, ek het soveel foute gemaak, mense gaan my sien. Wat as daar 'n profeet is wat my sonde kan sien? Rabish. Jesus Christus weet alles. En hy kies jou nog steeds. Hy sê, regverdig. Jy is aanvaar. As jy gesterf het, en jy is opgewek, wat nou? Wat nou? Derde moment, wat Paulus kom aanraak. Leef nou anders. Romeine 6:12. Laat die sonde dan nie heers nie. Dis interessante taalgebruik. Want Paulus het nou gesê is dood. Maar nou sê hy, die sonde moenie heers nie. Moenie heers nie. Hoekom word sonde soos 'n koning beskryf? Dis interessant, is dit nie? Ons sien hier hoekom. Ontroonde konings skree nog steeds. Ontroonde konings skree nog steeds. Maar hulle regeer nie meer nie. Vers 13. Stel julleself tot beskikking. Sê leef anders.
leef anders, stel julleself tot beskikking. Dis amazing taalgebruik wat Paulus gebruik hierso. Want hy sê, die sonde heers nie meer nie. Hy skryf in hierdie koningstaal. Hy sê, is 'n koning, maar hy heers nie meer nie. Maar ontroonde konings gaan nog steeds skryf vir jou. En dan kom hy, in dieselfde asem, met dieselfde taal gebruik, sê hy, maar stel, vers 13, stel julleself tot beskikking. Dis 'n loyaliteitstaal gebruik. Hy kom en hy gebruik dit, hy sê, hoekom? Want julle het nou konings verander. Sonde is nie meer Caesar in jou lewe nie, Jesus Christus is. So hy kom en hy sê, hy sonde gaan nog steeds probeer heers, maar moenie laat dit heers nie, want dit is nie meer jou koning nie. So verander nou jou loyaliteit van sonde af, leef nou anders, want jy het 'n nuwe koning. Change allegiance. Verander aan wie jy nou en vir wie jy nou buig. Want die sonde is nie meer jou koning nie. Jesus Christus is jou koning. En kom hy verder in vers 14, die sonde sal oor julle nie heers nie. Sien, hier's wat die wet doen. Die wet wys die probleem uit. En hy kom en hy adresseer dit, want onthou sy gehoor. Hy sê vir hulle, en val in die eerste 5 boeke, hy kom taal gebruik wat jy in die howe sal gebruik, wanneer jy 'n regter aanspreek en in die hof is. Hy sê, hier's wat die wet doen, en julle wil alles doen volgens die wet. En al wat die wet doen is, hy kom wys alles uit wat verkeerd is met jou. Maar hier's wat genade doen. Genade gee die krag om anders te leef. Die wet diagnoseer, die genade kom genees. Genade verlaag nie, kerk, en ek wil hê jy moet my mooi verstaan vanoggend, dit verlaag nie die standaard nie. Dis nie wat genade doen nie, dit verander jou natuur. Dit stel jou in staat om anders te lewe. Genade is nie swak nie, dis nie gemaklik nie, dit gee jou nie permissie nie. Genade is kragtig genoeg om jou ou lewe te dood. Genade is kragtig genoeg om jou weer op te wek, om jou vry te maak, sodat jy vry kan lewe, sodat jy in oorwinning kan lewe. Vanoggend wil ek vir jou baie duidelik sê, terwyl ek afsluit. Dalk sit jy hier vanoggend en jy sê, Zalman, ek het al die goed wat ek veg. Ek het al die goed, want hierdie konings, hierdie ontroonde konings skree so hard in my lewe en ek sukkel partykeer om hulle by die deur uit te hou. Maar jy het nodig om te besef vanoggend, jy moet jou perspektief verander, want jy hoef nie te veg teen hulle nie. Hulle is reeds oorwin. Jy veg nie vir oorwinning nie, jy veg vanuit oorwinning. En wanneer een se perspektief verander, stel dit ons in staat om anders te lewe. Hier is jou realiteit vanoggend. Jy is, wanneer jy jou geloof in Jesus geplaas het, wanneer jy gelowige geword het, het jou posisie verander. Jy word regverdig verklaar. Die Here sê oor jou, en ek wil vanoggend vir jou sê, die uitspraak van die Here oor jou lewe is righteous. Now live differently. Jy veg nie vir oorwinning nie, want Christus Jesus het reeds die dood oorwin. Jy veg nou vanuit oorwinning uit, om te sê, I am in right standing with God. I can live differently. Sonde is nie meer my Caesar nie. Jesus Christus is my koning. En daarom kan ek anders te lewe. Kijk, ek wil nie vir jou sê, dis maklik nie. Dis nie maklik nie. Dis baie moontlik. Jy het 'n nuwe koning. Sy naam is Jesus. Moenie laat die sonde oor jou heers nie. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u liefde. Dankie vir u genade. En dankie dat ons kan deel hê in hierdie genade. Dankie Koning Jesus vir wat u aan die kruis van Golgotha gedoen het. Ons vuil lewens op u geneem het.
Maar dankie Here, dat daardie lewe gekruisig is. En dankie Here, dat ons daarmee kan identifiseer. Maar dankie ook, dat ons saam met U kan leef, want ons is nie meer dood nie. Ja, ek wil vir elke persoon hier kom bid. Mag ons anders te leef. Terwyl elke oog gesluit is. As jy sê, Alvin, ek het eintlik nog nooit my geloof in Jesus geplaas nie. Ek het ook nie geweet, hy verander my posisie nie. As jy sit vanoggend, of dalk kyk jy aanlyn, en jy wil jou posisie voor die Here kom verander, vanoggend, deur jou geloof in Jesus te plaas. Jy nie vir my jou hand net opsteek en weer laat sak nie. Ek wil graag vir jou bid. Ek gaan jy voor, dankie, jy kan weer laat sak. Ek gaan jy voor toe nie, dankie. Dankie, jy kan weer laat sak. Dankie. Dankie. Dankie, jy kan weer laat sak. Baie dankie. Dankie. Ek wil almal nooi om saam met my agter my aan hardop te bid. Almal wat hulle hande opgesteek het vanoggend. Here Jesus, dankie dat U vir my gesterf het en al my sondes vergewe het. Here, ek kom nou en ek plaas my geloof in U en ek neem U aan as my persoonlike verlosser en saligmaker. My geloof is in U. U is my koning. Dankie dat ek vir ewig gaan lewe. En dankie dat my posisie van vanoggend af verander het. In Jesus naam. Amen. Hy kyk, daar het 'n klomp hande opgegaan. Kan ons vir hulle groot seën gee?